Hallo almal en welkom. Is julle reg vir 'n avontuur? Want vandag gaan ons terugreis in tyd, reguit na die ongelooflike fascinerende wêreld van antieke Egipte. Kom ons gaan kyk na een van die mees indrukwekkende beskawings wat ooit bestaan het. Goed, so wat lê vandag voor? Eerstens, ons kyk na haar sosiale piramide. Wie was bo en wie was onder? Dan duik ons in haar geloof in gode en die lewe na die dood. Daarna, die ongelooflike mag van die farao. Jy sal nie glo wat hulle kon doen nie. Ons gaan ook kyk na die reuse monumente wat hulle gebou het en laastens, ons gaan probeer om daai geheimsinnige prentjieskrif, die hieroglife, te ontsyfer. So, kom ons spring weg. Reg, eerste op ons lys die sosiale piramide. Kom ons kyk 'n bietjie hoe hulle samelewing eintlik gewerk het. Wie was die baas en wie? Wel, wie was nie? So, die hele ding het gewerk met iets wat ons 'n sosiale hiërargie noem. Dis 'n deftige woord, maar dink daaraan soos 'n leer. Almal in Egipte het op 'n spesifieke trap van hierdie leer gestaan. En ja, waar jy gestaan het, het alles bepaal. Hoeveel mag jy gehad het en wat jy in die lewe kon doen. En kyk hier, dis presies hoekom ons dit 'n sosiale piramide noem. Heel bo aan die punt, natuurlik, die farao. Hy was nommer 1. Direk onder hom, sy topamptenare, die priesters en die weermag se groot kanonne. Dan kry jy die slim mense, die skrywers en die vaardige ambagsmanne. Onder hulle was die boere, die ouens wat die kos vir almal gekweek het. En dan, heel onder aan die breë basis, was die slawe. Nou, 'n goeie vraag is, hoe het hulle almal oortuig om in hierdie stelsel te bly? Die antwoord lê in wat hulle geglo het. Kom ons kyk na hulle gode en hulle idees oor die hiernamaals, want dit was die gom wat hulle hele beskawing aan mekaar gehou het. Goed, die eerste belangrike ding om te weet van hulle godsdiens is die woord polytheïsme. Ja, dis 'n mondvol, maar dit beteken net hulle het in baie gode geglo. En ek praat nie van 'n handjievol nie, ons praat van oor die 2000 verskillende gode en godinne, en elkeen het sy eie spesiale werk gehad. Die hoofgod, die big boss, was Ra, die songod. Stel jy dit voor, die Egiptenare het geglo, hy seil elke dag met sy sonboot oor die hemelruim om vir almal lig te gee. Maar as die son sak, was sy werk nie verby nie. O nee, dan het hy deur die donker onderwêreld gereis, waar hy teen bose magte moes veg, net sodat hy die volgende oggend weer kon opstaan. Hierdie hele reis was vir hulle die simbool van lewe, dood en wedergeboorte. En daai idee van 'n lewe na die dood, dit is die sleutel om byna alles oor antieke Egipte te verstaan. Sien, hulle het geglo, jou gees het jou fisiese liggaam nodig om in hiernamaals te kan oorleef. En juist dit is hoekom mummifisering so verskriklik belangrik was. Hulle moes daai liggaam bewaar, kom wat wil. En glo my, dit was nie 'n vinnige proses nie. Kyk gou hierna. Dit het 'n volle 70 dae geneem. Eers het hulle die brein en die meeste interne organe uitgehaal. Dan is die liggaam vir 40 dae lank uitgedroog. Daarna is dit gewas met spesiale olies en speserye, opgestop en dan in en la linne toegedraai. Dit wys jou net hoe ernstig hulle was oor die voorbereiding vir hiernamaals. Nou, wat van daai organe wat hulle uitgehaal het? Hulle het dit nie net weggegooi nie, nee, dit was ook baie belangrik. Hulle is apart bewaar in hierdie spesiale flesse, wat ons kanopiese flesse noem. En wat super interessant is dat elke fles 'n deksel gehad het, wat soos die kop van 'n spesifieke god gelyk het. En elke god was verantwoordelik vir die beskerming van een spesifieke orgaan. Dis nou aandag aan detail, né? So, wie was aan die stuur van die hele land? Wie het al eers die groot besluite geneem? Kom ons praat oor die magtigste persoon in die hele Egipte, die farao. Kyk, die farao was soveel meer as net 'n koning. Die mense het geglo hy was letterlik 'n lewende god hier op aarde. Dink daaroor, hy was die rykste en magtigste persoon in die land, hy was die hoofpriester, die opperbevelvoerder van die weermag en tegnies gesproke het al die grond in Egipte aan hom behoort. En interessant genoeg, alhoewel die meeste farao's mans was, was daar 'n paar ongelooflike sterk vroue, soos Cleopatra, wat ook die troon bestyg het. Nou, as jy 'n godkoring is, bou jy nie net 'n gewone huis nie, jy bou monumente wat vir ewig sal hou. Kom ons kyk na die ongelooflike goed wat die farao's gebou het om seker te maak niemand sou hulle ooit vergeet nie.
Kom ons begin met die groot piramide van Giza. Hierdie syfer, 2,3 miljoen, dis die aantal klipblokke wat hulle gebruik het. En hierdie was nie klein bakstene nie, ons praat van reuse blokke klip, wat elkeen meer as 'n kar weeg. 2,3 miljoen van hulle. Dis net ondenkbaar. En hoe hoog was dit? Wel, oorspronklik het dit 147 meter die lug ingesteek, maar hier is die regtig maldeel. Vir meer as 3800 jaar was dit die hoogste gebou op die hele planeet wat deur mense gemaak is. Dink daaroor, vir amper 4000 jaar kon niemand iets hoër bou nie. Dis ongelooflik. En wie het dit gebou? Hierdie nommer verteenwoordig die werkers, omtrent 20,000 van hulle. En dis belangrik om te weet, anders as wat jy dalk in flieks sien, was dit nie slawe nie. Dit was 'n betaalde, hoogs geskoolde arbeidsmag. Hulle het dit in net sowat 20 jaar gebou, wat 'n ongelooflike prestasie van beplanning en harde werk was. Maar die piramides het een groot probleem gehad. Hulle was basies reuse advertensieborde wat geskree het, hier is skatte begrawe. Grafrawers was 'n konstante probleem. So wat doen jy dan? Wel, die latere farao's het 'n nuwe plan gemaak. Hulle het besluit om op 'n super geheime plek begrawe te word, die Vallei van die Konings, waar hulle al grafte in die kranse kon wegsteek. Goed, laaste deel van ons reis. Hoe weet ons al hierdie goed? Hoe het die Egiptenare al hulle stories, hul geskiedenis en die farao se dade neergeskryf? Kom ons kyk na hul heilige skrif. So, ja, die groot vraag is, hoe het jy geskryf in 'n tyd voor ABC? Hulle het nie 'n alfabet soos ons vandag ken nie. Hulle antwoord was hieroglife. Dis hierdie ongelooflike mooi skryfstelsel wat prentjies en simbole gebruik het. Dink daaraan soos 'n geheime kode. Sommige prentjies het 'n hele woord beteken, terwyl ander net 'n klank voorgestel het. En dit was glad nie maklik om te leer nie. Daar was meer as 700 verskillende simbole. Vir duisende jare na die val van Egipte kon niemand hierdie kode lees nie. Dit was 'n totale raaisel. Totdat in 1799 soldate hierdie ongelooflike klip ontdek het, die Rosetta-steen. En dit was die deurbraak. Hoekom? Want dit het dieselfde boodskap in 3 verskillende tale gehad. Hieroglife, 'n eenvoudiger Egiptiese skrif genaamd Motis en antieke Grieks. Omdat geleerdes Grieks kon lees, kon hulle dit uiteindelik gebruik om die hieroglife stukkie vir stukkie te ontsyfer. Dit was die sleutel wat die hele antieke Egipte vir ons oopgesluit het. En dit bring ons by ons laaste en miskien die belangrikste gedagte. Vir die antieke Egiptenare was skryf nie net vir boodskappe of geskiedenis nie, dit was letterlik 'n saak van lewe en dood. Hulle het geglo dat as jou naam iewers neergeskryf is, jy vir ewig sou lewe, maar as jou naam uitgewis word of nooit neergeskryf is nie, dan verdwyn jy heeltemal na jou dood. Jy hou op bestaan. Dink 'n bietjie daaroor. Wat sê dit vir jou oor hoe belangrik dit is om 'n naam te hê en om onthou te word?